Die COVID-19 pandemie het vrees en onsekerheid reg oor die wêreld gebring, insluitend Papua-Nieu-Guinea. Vir Taiping was dit tyd van verwarring. Teenstrydige inligting oor die pandemie en selfs die einde van tyd het hom op soek na antwoorde gelaat. Hy kon of opgee of na antwoorde soek. Danksy 'n eenvoudige aanbeveling van sy suster het Taiping iets gevind wat sy lewe verander het. Gedurende hierdie tydperk het my suster vir my gesê daar is 'n radiostasie waarna sy luister wat boodskappe deel wat my dalk kan help om dit 'n bietjie beter te verstaan. Aanvanklik het Taiping gehuiwer, maar toe hy inskakel was hy verbaas dat sommige van sy vrae wel beantwoord is. Die program het hom nie net gehelp om huidige gebeure in die Bybel se boodskap oor die eindtyd te verstaan nie, maar het ook praktiese onderwerpe gedek. Daar was een spesifieke onderwerp wat ek baie interessant gevind het en ek het deurgaans daarna geluister. Dit het oor die huwelik gegaan. Dit was dink ek vir omtrent 'n paar weke gedek en ek het deur die hele sessie geluister. Ek het gedink ek moes dit eintlik vroeër in my lewe gehoor het, soos waarskynlik toe ek jonger was. Maar ek was dankbaar dat ek die inhoud gehoor het en ek het probeer om daardie selfde boodskap met my kinders te deel. Danksy I13de Sabbatskool offergawe van 2022 kon Hope FM sy infrastruktuur versterk, ononderbroke uitsendings verseker en meer plaaslike programme vervaardig wat hoop deel met gesinne soos Taiping. Papua-Nieu-Guinea het die radiobediening 'n groot impak omdat dit almal in hierdie land bereik, veral in die landelike gebiede, en die hoofdoel is om die 3 engele boodskap deur hierdie medium te deel. Binnekort sal die Hope TV-kanaal by Hope FM in Papua-Nieu-Guinea aansluit. Saam sal radio, televisie en digitale media voortdurende uitreiking na afgeleë streke bied en geloofsgevulde programme deel wat verandering inspireer. Wanneer Taiping vrye tyd gehad het voor werk of selfs terwyl hy bestuur het hy ingeskakel. Hy het dikwels in sy motor gebly en na preke geluister met die Bybel in die hand, gretig om te leer. Opgewonde het hy Hope FM aan sy familie voorgestel en kort voor lank het hulle saam tuis en op die pad geluister. Hulle was almal verheug om die waarheid oor die Sabbat te ontdek. Waarom het dit 38 jaar geneem voordat ek uiteindelik hierdie boodskap gehoor het? Persoonlik dink ek nie ek sou hierdie boodskap elders gehoor het as dit nie vir die radio was nie. Toe ons daarna op die radio geluister het dit meer verduidelik oor die 7de dag as 'n rustdag. En ons moet op die Sabbat kerk toe gaan. Dit het ons dus oortuig om op die Sabbat kerk toe te gaan. Ek dink nie as ons vriende ons genooi het, sou ons gegaan het nie. Maar omdat ons dit van die radio afgehoor het ons geluister en was ons oortuig. Taiping se familie is net een van vele in PNG wat geseën is deur I13de sending offergawe van 2022. Hou asseblief aanbid vir sy familie terwyl hulle in die waarheid groei en vir die voortgesette werk van Hope TV-kanaal en Hope FM terwyl hulle meer lewens reg oor die land bereik. Dankie vir die ondersteuning van die 13de Sabbatskool sending offergawe.